ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 393. Ek is professor Ranus Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek, is dit Armageddon, eindtydboek vir die tyd wat ons in leef, vir dit wat in Israel aangaan en dit wat in Iran aangaan, in Amerika, en in Oekraïne. Kom ons kyk na die goed, Ons lewe in die eindtyd. En hierdie boeke is geskryf 25 jaar, 28 jaar terug. Sou jy belangstel of as jy met my iets wil deel of 'n kort vraag het, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is wat u na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Gaan net na deel 1 toe, begin reg voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Dis ook uiters noodsaaklik dat u inteken of subscribe op die YouTube kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings kan ontvang. En jy moet ook inteken vir ons TikTok boodskappe, asseblief. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses, maak seker dat jy skryfblokpen en 'n 33 Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Ons wil u net loof, ons wil u net loof vanmôre, Vader. Ons wil u groot maak in Jaffa. Ons dankie vir die verhewe naam waarin ons tot u kan nader vanmôre, deur die werkinge en die leiding van die Ruach HaKodesh. Halleluja, halleluja. Dankie vir die fasiliteit in die bloed van Jaffa, wat vir ons geword het, die anker van ons lewens, die volëinder van ons geloof. Halleluja. Dankie vir hierdie naam bo elke ander naam. Word verheerlik vanmôre in ons studies. Ons bid dit en ons sê dankie daarvoor. En elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Loof Jaffa. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vir oggend se studie vir u 'n groot seën wees. Ekskuus. Is bietjie laat in die nag al wat ons nou opneem. En die luggie is bietjie koel. Net nou lekker gereën. Aan Jaffa al die eer. Mag vanoggend se woord vir u 'n groot seën wees. Nou ja, ons gaan aan Spreuke 21:15 waar ons gisteroggend gestop het. As ek nie klaar is, kan ek nie aanstap nie. As ek voel die Ruach druk my en lei my nog steeds. En hierdie is nie op my notas nie. Al hierdie goed is, ek het net die skrifgedeelte op my notas. Dit wat kom is wat Jaffa vir my gee, en waarmee hy die liggaam van Jaffa dan bedien elke oggend. Halleluja. Vreugde is dit, halleluja. Man, het jy vreugde gesien? Vreugde is wanneer jy die oggend opstaan, en daar staan 'n Ferrari in jou driveway. En daar staan, is fully paid, is a gift. Papa Joe, ek dink jy sal nie opsmaan nie. Nee, ek sê, dink jy sal net rondkyk, video nou 'n streep probeer trek. Nee, ek maak ons sommer 'n grap. Vreugde is iets, wanneer 'n kind gebore word in 'n huwelik, waar hulle gesê, die man is onvrugbaar, of die vrou is onvrugbaar, dis onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. En hier gee Jaffa Almagtig vir jou 'n bolletjie vreugde, 'n mensie. Beter as enige Ferrari of enige ding. Dis vreugde. En dis die vreugde wat ons in ons het, as Jaffiste. Om te weet dat Vader Jaffa vir ons dit moontlik gemaak het. In hierdie 21ste eeu, om by die bo natuurlike geopenbaarde woord te kon uitkom.
Ander mense daar, hulle verstaan dit nie. Hulle dink ons is half stupid. Hulle verstaan dit nie. Hoe sê iemand nou die dag, hy sê, hierdie nou weer 'n nuwe Hebreëse denominasie, organisasie. Ek sê ons behoort aan geen kerk, denominasie of organisasie of enigiets in die wêreld nie. Ons hou nie sabbate nie, ons hou nie feeste, ons hou nie maande nie, ons hou nie ramshorings nie, ons hou nagmaal. Ons glo mense moet onderdompel word in die naam van Jahweh om, soos wat die woord sê, Johannes 3 vers 1 tot 11, om wedergebore te word. En daarna hou ons nagmaal. Ons het nie al hierdie ander goed nie. Jahweh het dit tot niet gemaak, die besnydes en die sabbate en die feeste, tiendes en al die goed. Come on. Dit is ons vreugde. Is dat Jahweh vir ons dit wat bestaan het meer as 2000 jaar gelede, in die tyd van Jahweh op die aarde, het hy voorsien waar die Katolieke in die 2de eeu dit wegvertaal het, al die bonatuurlike name, wegvertaal het, deur Baalname in hulle Bybels in te vertaal, songodname, het hy voorsien dat ons in hierdie 21ste eeu ons hande op hom tuis 'n Bybel kon gelê het. Dis 'n bonatuurlike wonderwerk. En ek wil weer sê, ek het 'n klompie, jy moet dit kry. Dis erfstukke. Ek wil ook sê, daar's die reeks wat ek preek. Ek gaan nou in die week, as Vader liewe gesondheid spaar, gaan ek hom opneem, eskatologie en die Bybel, deel L. Dis die volgende een in die eskatologie, wat gaan oor die bonatuurlike geopenbaarde name. Met al die feitelike boeke en verwysings wat ek het. Voor in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, bladsy 5, is Dr. Joseph Thomas se naam. Kan lees wat is daar. Eerste keer in my lewe dat ek iemand se naam in die Bybel kry. En ek sit nie eers mense wat vertaal gedoen het, wat die vertalings en die skryfs van Bybels. Jy kry nie 1611 en 33 name voorin wat erken is, nee. Maar op die bladsy 5 van die Restoration Bible of the Original Sacred Name, the Rotterdam version, staan die naam van Joseph Thomas met al sy kwalifikasies. Vader Jahweh voorsien op 'n bonatuurlike manier, dat broer Quentin uit Amerika uit by 'n tweedehandse winkel verbystap en daar kry, dis 'n volume. As ek sê so dik, dan sê ek, en ek wil 150, ek kyk net hier na die kant toe, waar is hy? Wel, kom ons sê, 6 duim in die ou taal, 7 duim, 150, 170, 180 mm, so dik. Oorspronklike handewerk, hulle noem dit 'n volume, 2.500 bladsye, klein, as dit in Romans is, sal ek sê Romans 10 of 11, klein, as dit in 'n Romans 12 gedruk was, die fonds, dan sou daai Bybel so dik gewees het. Is in my hande. Hy het dit gekoop, vir my saam met sy broer oorgestuur, alhoewel broer Quentin nou postumus, nou terug is hier so in Suid-Afrika, terug op die plaas, en hy het dit vir my persent gegee. Ek gaan dit gebruik, met die oorspronklike 22 letter alfabet. Die rede dat Dr. Joseph Thomas sy naam
in die Restoration Bybel is omdat hy die antieke Hebreëse alfabet vir Dr. Joseph Brand Rottenham voorsien het. Ek gaan met julle 'n klomp inligting deel, wat u nog nooit gehoor het, wat hierdie gitaarspelertjies en die NHR ouens, hulle lewens nog nooit van gehoor het nie. Moet dit nie mis nie. Dit gaan die reeks klaarmaak van eskatologie in die Bybel. Dis deel L. Mag miskien oorgaan nog een gedeelte, afhangende van die tydvlak, maar as Jaffa lewe en sondheid spaar, dan doen ons soos wat hy wil. Moet dit nie mis nie. Hou jou klokkie dop wat jou laat weet, dat hy jou laat weet op die subscriptions van YouTube dat dit daar is. Ek weet ek bietjie van die punt af, maar het is belangrik om dit te weet, want niemand gaan by die feite verbykom nie. Niemand nie. Hy sê, vreugde is dit vir die regverdiges, dit gee my vreugde, Vader, om oor die te kan praat, waar ek vir die eerste keer gaan bewyse hê, om uit te haal en te bring. En dan Trellis se boeke, Surgeon se boeke, 6 boeke, los sulke dik boeke, wat ek present gekry het, 'n jaar gelede. Weer die oorspronklike boeke. SP Surgeon, Spurkon, ekskuus tog, sê ek Surgeon, Spurkon. Kan jy dit dink? Ek gaan vir julle goed wys. Hoekom het Jaffa voorsien dat die boeke in my hande val? Want hy het 'n plan met die koninkryk van Jaffa-Shoa. Hy het 'n plan met my en met u. Hierdie is die oudste evangelie wat gepreek was. Die oudste Nuwe Testamentiese evangelie wat ooit gepreek was. Is dit wat ek en u vandag preek. En weet jy wat, ek en u het ons nie nodig om te skaam oor dit nie. Want die woord sê, vreugde is dit vir die regverdige om reg te doen. Ons wil reg leef. Maar 'n verskrikking vir die werkers van ongeregtigheid. Wanneer hierdie NHR profete en die ouens die goed gaan sien wat ek gaan wys in die reeks oor eskatologie in die Bybel deel L, daar mag miskien 'n K gedeelte wees ook, maar deur L, kom sê L en K. Maar 'n verskrikking, daar gaan 'n verskrikking oor hulle kom. Want die Bybel sê, dit is wreed om te val in die hande van 'n lewendige Elohim. Maar 'n verskrikking vir die werkers van ongeregtigheid. Hoekom? Want hulle werk die ongeregtigheid. Hulle is deel van die NHR, New Apostolic Reformation, 'n organisasie wat 'n katholieke beweging is van 1970 af. En hulle infiltreer die kerke en die plekke en die skole, polisie, die hospitale, die regsbanke en die regerings. Dis hulle missie. So ek loof Jaffa vir sy woord. En dat hy eerstens vir ons al die regte goed in ons hande gee. En ons geleidelik skool. Ja, jy weet, 'n ou wat in die skool is maak 'n foutjie, né? Dit kan gebeur. Ek het foute gemaak. Ons maak 'n foutjie, maar weet jy wat, as ek daai foutjie kan regstel, het ek die foutjie mos reggestel. En dan gaan ons vorentoe, ons stagneer nie by daai foutjie nie. Ons gaan vorentoe. Dis nie 'n foutjie wat moetswillig gemaak was nie, dis 'n foutjie wat in onkunde ingekruip het. Maar 'n foutjie wat weer die mense se aandag getrek het op die restoration of the original sacred name Bible. En dis wanneer ek dan die tef letter gebruik, die taf letter, ja, Hebreëse taf letter,
in plaas van die woord J, hy, faf, hy. Ek het die hy teken gebruik. Die twee lyk presies dieselfde, een het net 'n streepie oop bo. Maar nou ja, dit kan gebeur. Maar kom ons wees dankbaar dat Jaffa ons by die waarheid uitbring en dan die regte instrumente in ons hande sit om sy koninkrykswerk vorentoe te vat. Maar hy sê, vreugde is dit vir die regverdig om reg te doen. En dis elke Jafis se begeerte om beter en beter en beter en beter te word in Jaffa. Sterker te word in die evangelie. Meer paraat te wees in sy koninkrykswerk. Ek wil sommer in Engels sê, meer bold te wees om sy doel in ons lewens te kan volmaak. Maar dit is 'n verskrikking vir die werkers van ongeregtigheid. Om wat te doen? Om reg te doen. Hulle kan dit nie reg kry nie. En dan probeer hulle doen wat hulle doen. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.